koelerig vanmôre. Dis daarom nog nie koud nie. Dis daarom nog net lekker. As jy koud kry, moenie glo wat jy voel nie. Dis nie die waarheid nie. Maar baie welkom in die huis van die Here. Die winter moet sekerlik kom, een of ander tyd. So ons is so bly vir elkeen van julle wat hier is, om saam met ons te kan wees en die Here te kan aanbid. Wonder is iemand wat ons vanmôre die eerste keer besoek. Nie net jou hand opsteek, ons wil jou net 'n briefie gee om net vir jou te sê, jy is so welkom in die awesomeste. Hier is ons hand, met hulp van Frida. So. Ek verstaan, dis soms moeilik om jou hand op te steek, ek verstaan dit. So, want jy weet nie, wat gaan hulle nou met my maak nie. Nee, ons gee net 'n briefie en sê vir jou, baie welkom, en die briefie sê maar net wie ons is, en wat ons doen. Ons gaan ook met ons, ek weet ook nou nie, ek kan nie eens vir ons aanlyn mense welkom sê nie, want die wifi nie. So hy's nou low, hy's nou nie wifi nie, hy's gone. So, maar in ieder geval, maak nou nie saak nie. Hulle gaan allemaal wonder, hy WhatsApps gaan ons deurkom en sê, ons het nie beeld nie, waar is julle? Ons het nie beeld nie, waar is julle? So, maar, okay. Ons gaan met ons eerste koorvers ook 'n offerande opneem. Ons gaan 'n dankoffer tot eer van die Here bring. Kom ons bid net saam. Dankie Here dat ons vanmôre kan weet, U is God. U is hier. Ek bid Here, salf ons. Ek bid seën ons Here, bereik U plan en U droom en U doel met ons. Ek bid Here, U guns oor elkeen. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ek wil ook daarom net vir Pastor Franco en vir Johanniek en klein Lia, hulle is nou van, baie dankie Henny. Ek voel so half starig vanmôre, wat gaan aan? Hulle is nou vanmôre vir die eerste keer amptelik by ons as pastoorspaar in ons gemeente, so ons wil net vir hulle baie welkom, sê die beste gemeente wat daar is. Baie dankie pastoor, baie welkom van die musiekspan se kant af. Dis baie stil vanoggend in die kerk. Kry julle koud? Gaan julle saam met ons sing of gaan julle bly sit? Ag nee man. Die koning leef. Ons is koningskinders. Ons kan sing tot eer van die naam van die Here. Soos jy reg is om te sing en so 'n bietjie warm te word, as jy begin hande klap en jy staan, staan op, dan kan ons so 'n bietjie, ons op nie die kamera nie. Kom ons waai bietjie so. Doen bietjie aerobics. Hier is aerobics en ons doen bietjie so iets. As jy reg om te sing. Wie regeer, die koning van die konings leef. Let's do it. Gaan ons. Wie regeer. Wie is in beheer. Wie is die begin, nee, nee, die en wat is, wat was en wat kom. My hart wil sing, alle hier wil ek bring. Hy is die dag en die waarheid, daar's niemand te sê. Look jou handen na boord, sing halleluja. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Leg jou handen na boord, sing halleluja, hier aan hoog. Halleluja, ons koning kom, dis sy heilige naam. Leg jou handen na boord, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te haal. Lig jou hande na boord, sing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom. Dus sy heilige naam. Lig jou hande na boord, sing
Ons Skepper van die grote heelal. Hy is groot, hy is groot. Hy verdien my lewe en gehoorsaamheid. Want hy is God, hy is God. Ons Skepper van die grote heelal. He is good, He is good. He verdient my lewe en gehoorsaamheid. Want He is God, He is God. Onmeetbaar, onneembaar. He is foutloos en daar's niemand soos Hy. Kyk my hoor. Dan sê, ag die Here druk so hard op my hart om iets te deel. Toe ek volgende inkom, toe dink ek in my kop, ja, ek wou soveel meer voorbereiding gedoen het en ek wou by dit uitkom het en dit. En toe ewe skielik, toe kom maar so verligting oor my. Want die een wat perfek is, dien ons. Ek hoef nie perfek te wees om hom te dien nie. Ek hoef nie eers reg te wees voordat ek hom dien nie. Ek kan net kom en ek kan hom dien en hy is lief vir ons soos ons is. Hy verlang nie perfektheid nie, want dit is hoekom Jesus daar vir ons was. Hy het ons skoon gewas, hy het ons perfek gemaak, ons verdien nie hom nie. Ons hoef nie eers iets te doen om te kan verdien, om voor hom te mag staan nie. Nee, hy soek ons net soos ons is. En skit af daai skuldgevoel, skit af daai van, jy is nie goed genoeg om die Here te dien nie. Hy is lief vir jou, hy geniet dit as jy jou hande in die lug opsteek en hom loof en prys, of jy net sing, of jy nou dink jy sing vals of op die noot, dit maak nie saak nie. Hy geniet daai opregte bediening wat jy vir hom bring. So, kom en dien die Here. Jy is perfek soos jy is, klaar vir hom. Amen, kom ons loof die Here, kom ons loof die. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan met sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maan laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is die gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God, wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan met sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maan laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God?
voor zijn grootheid strijdt. Wie ken nou de sterkste naam? Wie kan die zon met veel laten schijnen en die maandag laten verdwijnen? Want vergelijkbare God, hoe groot is hij, hoe groot is hij, mijn God. Wie is die gelijke, onvergelijkbare God? Hoe groot is hij, mijn God? Onvergelijkbare God. Here, wie kan met u vergelyk? Here, wie kan sê hy het die hemel gemaak? Wie kan sê hy het ons sondes vergewe? Wie het gesê wie kan sê hy het ons gered? Hy het ons genees. Ons eer Here omdat u goed is vir ons. Here, ons eer u omdat u goed is vir ons, my God. Prys sy wonderlike naam. The blood that Jesus shed for me, way back on Calvary. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It soothes my doubts and calms my fears, and it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain. Oh, it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose. It will never lose. It will never, never, never lose its power. It will never lose its power. It will never lose. Here, een druppel bloed is genoeg om ons te red. Een druppel bloed, Here, is genoeg om ons te genees. Een druppel bloed is genoeg om ons uit te tel, Here. It will never lose its power. Because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, oh,
because He loves. All my fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He loves. Because He loves, I can face tomorrow. Because He loves, all my fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He loves. Loof die Here. Here, omdat U leef, het ons 'n môre. Omdat U leef, het ons 'n toekoms. Omdat U leef, is daar genesing, vrymaking. En ons loof U vanmôre, Here, omdat ons weet ons God leef. Here, U is die geneesheer. Here, U is die wonderwerker. Ek bid vir Madeleine, Here, U is in beheer. Maak daardie wond heel in Jesus naam. 'n volmaakte werk wat U kan doen. En ons loof en eer U, want U is God. Salf elkeen nou, Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. U kan die sitplekke neem. Loof die Here. Ek wil vanmôre met jou praat oor iets wat met ons almal gebeur. Jy sien, my tema was eintlik as jou glo opraak. Toe besluit my vrou dit moet geloof wees. Kan nie glo wees nie. So as jou glo opraak, as jy nie meer weet hoe om te glo nie, as jy nie meer weet wat om te doen nie. Ek wil hê jy moet na daai prentjie kyk. As ek klaar gelees het, wil ek net iets oor daai prentjie sê. Psalm 42 vers 1, vir die musiekleier, onderwysing van die kinders van Korag. Soos hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my. Hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Ek wil net vinnig iets oor daai wonderlike plant sê. Dis 'n spekboom, die van die wat weet. As jy nou sê die spekboom is common, dis 'n Portilacarpia afra, as jy nou wil weet wat dit nou regtig is. Daai klein simpel dingetjie kan tot 200 jaar oud word. Toe vind die wetenskap iets baie interessants uit, en dis deel van my boodskap. In die Karoo vind hulle uit, as dit baie droog is, en dit gaan baie swaar, dan blom hy. Dan het hy die mooiste pink blomme. Daarom, hy staan bekend, uit 'n klomp name, olifantkos en al hierdie goeters, maar hy staan bekend
as die plant van hoop. Want as hy begin blom, dan sê hulle, daar's hoop. So hy's eintlik 'n baie spesiale plantjie. So as jy nou daai klein spekboompie daar in jou tuin, jy moet 'n spekboom hê, laat jy met hom kan gesels en met hom kan praat. Dan sê, as jy hom sien, moet jy sê, dis my hoop. Hy's 'n plant van hoop. Nou as jy nou hierdie Ou Testament nou goed ken, dan weet jy, ek praat vanmôre van Dawid, my ou vriend Dawid. Maar terwyl hy hier skryf, gaan dinge bietjie wild. Want hy het 'n seun gehad wat se koppietjie partykeer bietjie geraas het. Jy sal sê, o, ek het ook nee, Absalom. En Absalom, wat hy doen is, hy kom op 'n stadium nadat Dawid baie lank koning is en baie suksesvol koning is, en hy besluit om die koningskap oor te neem. En die ergste is, van Dawid se getrouste volgelinge volg vir Absalom. En Dawid moes vlug uit Jerusalem vir sy lewe. Net met 'n klein handjie vol mense, en hy vlug oor die Jordaan, en toe hy terugkyk en hy kyk na die Jordaan, terug na Israel, toe skryf hy Psalm 42 en Psalm 43. En eintlik loop hierdie twee psalms hand aan hand. Dis eintlik maar een psalm. Die hoofstuk-indelings en die versindelings, dit het eers baie jare later gekom. So eintlik skryf hy hierdie dinamiese psalm, wat praat met ons, en ek en jy kan daarmee identifiseer. Dan op 3 plekke, Psalm 42, hy sê in vers 6, vers 11, en Psalm 43, vers 5, sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my binneste. Hy sê, hoekom lyk jy so? Hoekom voel jy so? Hoekom praat jy soos iemand wat nie hoop het nie? Hoekom sien jy nie meer 'n antwoord nie? Onthou, hy vlug vir sy lewe. En die mense wat hom moet gehelp het, is weg. Daar's net niemand wat hom ondersteun nie. Miskien beleef jy dit. As dinge wild gaan, dan verdwyn baie van jou sogenaamde vriende soos mis voor die son. En hulle is net weg. En hier sit hierdie ou alleen. Hy's veronderstel om koning te wees, en sy seun het hom verneder. Sy seun het dit baie sleg vir hom gemaak, en nou het hy hierdie wroging in sy binneste, en hy vra, hoekom is jy so neergeslaan? Hoekom is jy ontmoedig? Daarom, hy begin, die psalm sê, vir die musiekleier, 'n onderwysing. Dit is 'n onderrig psalm. 'n Psalm wat my en jou moet help. Nou, miskien, dit het nou niks met die preek te doen nie, maar kom ek gee jou net so 'n klein bietjie inligting ekstra. Ek like al hierdie klein details. 'n Onderwysing van die kinders van Korag. Kan julle onthou wie was Korag? Korag was die hoofmoeilikheidmaker in die woestyn. Korag is een van die ouens wat teen Moses in opstand kom. En sê, ons gaan nie langer saam met jou loop nie, ons wil terug aan Egipte toe. En dan sê die Bybel, en die aarde het oopgeskeur, en almal wat saam met hom was, is dood. Maar nou sien ons ietsie, en daar's iets moois. Sy seuns was nie saam met hom nie. En hier verhef die Here hierdie kinders, en hulle kinders, en hulle word die worship leaders van Dawid. Wat 'n dynamiet. So jy moet ophou om te sê, my family. Niks daarmee te doen nie. Al is jou pa ook Korag, die Here kan jou verhef tot een van die beste posisies in die tempel. Hulle was die worship leaders in die tempel. Okay, maar dis net vir my vreeslik interessante inligting. As ek die Bybel lees, want onthou, die psalms is deel van die poëtiese boeke, en die poëtiese boeke is my studieveld. Ek is mal oor die poëtiese boeke. So ek lees goed daarin wat ander ouens miskien nie raak sien nie. Okay, maar dit het niks met my preek te doen nie. Dit gaan daaroor, die Here verhef, hy vat jou nederigheid, en hy verander dit in oorwinning. Nou kom Martin Seligman, en hy sê, as jy in hierdie toestand kom, waar daar nie hoop is nie, dan is daar 3 leuns, wat ons die hele tyd vir onsself vertel. Die eerste leuen wat jy vir jou vertel is, hierdie omstandigheid is persoonlik. Dit gebeur net met my. Net ek is in hierdie omstandighede. Wat natuurlik beteken, die Here vergeet
van jou. Die tweede leuen wat jy glo is, dit raak my hele lewe, elke area van my lewe. Want jy sien, as jou binneste neergeslaan is dit alwaaroor jy dink. Jy's heeltyd besig en jy dink wrede planne uit, wie jy gaan omry en wie se kantoor jy gaan afbrand en wie se tafel jy gaan omkeer en met liefde natuurlik, maar wat jy alles gaan doen en jy dink net al hierdie goed uit en is 'n leuen. Dit beïnvloed selfs jou gebedslewe. Dit beïnvloed jou worship. Die derde leuen wat jy glo is, dis permanent. Dit gaan nooit verander nie. Gaan maar altyd so wees. Ek gaan maar vir die res van my lewe deur hierdie ellende moet gaan. En hierdie 3 leuns veroorsaak wonde in jou binneste. En dit veroorsaak moedeloosheid en wanhoop. Daar's 'n ou storie. Dis 'n mite. 'n Ou storie waar die duiwel 'n veiling gehou het. En alles wat hy gehad het, verkoop het. En dan was daar 'n klomp goed wat mooi geprys was, 'n haat, jaloesie, trots, bedrog, leuns. Jy kan maar die lys lank, want dit is net 'n storie, jy kan hom maak wat jy wil. Maar aan die ander kant was daar 'n ou, opgebruikte stukkie gereedskap. Hoër geprys as alles. En die mense vra vir hom, wat is dit? En die duiwel sê, dit is ontmoediging. Nou vra hulle, hoekom is dit so duur? Hy sê, hierdie een gebruik ek as niks anders werk nie. En ek gebruik hom altyd, elke dag. En hy werk altyd. Om mense ontmoedig te kry, om mense moedeloos te kry, om mense hulpeloos te kry. Jy sien, dit oorweldig jou en jy het 'n gevoel van hopeloosheid en sê, hoe sal ek hier kom? Nou is daar 'n klomp paradokse, daar's 'n klomp teestellings in hierdie psalm. Die een is, hoop leef die sterkste in hopeloosheid. Klink nie reg nie. Hoop werk die beste, as daar nie hoop is nie. Dink bietjie mooi, as alles goed uitwerk, het jy nie hoop nodig nie. As jy alles het wat jy wil hê, dit sal nou nice wees. As jy nooit in jou lewe oor geld hoef te dink nie. As jy 'n nuwe bakkie wil koop, dan loop jy in en sê, ek soek daai en met dit op, ek sal hom môre kom haal. Einde van die storie. As jy 'n nuwe see-vakansiehuis wil hê, dan stap jy in en sê jy, hierdie een is 10 miljoen, dis kom in. Ek soek 'n ander een. Gee vir my. En jy hoef nie te worry nie. Jy hoef nie te bid nie. Jy hoef nie, dit so. Maar dan sê jy nooit jou lewe hoop hê. Nou kom Dawid en hy kyk terug oor Jerusalem. En as ek kyk oor wat hy skryf, dan sien ek hy skryf dit neer en ek hoor in sy binneste hoe die trane loop en hy praat van ontmoedig. Hy praat van wanhoop. So die eerste ding wat jy ontdek as hopeloosheid kom, dan is hoop eintlik lewendig. Hoop is die lewendigste wanneer ek nie weet hoe om te hoop nie. Omdat ek dan net na die regte goed moet kyk. Omdat ek dan net na iets anders wil kyk. Ek lees vanmôre 'n baie mooi ding. Hulle sê daar's 2 soorte geloof. Die een is geloof en die een is opregte geloof. En ek weet dis nou hardkloof, maar die een is, geloof is, ek moet altyd nice wees, ek moet altyd opgewonde wees, ek moet altyd net bly wees, ek moet nooit ontmoedig raak nie, ek moet nooit teleurgesteld raak nie, en dit is die geloof wat die kinders van die Here nastreef en nooit daarby uitkom nie. Want dit werk nie altyd nie. En dan is daar die geloof wat prakties is. Ek weet daar's nie 'n uitkoms nie, maar ek weet God is daar. Ek het nie 'n oplossing nie. Ek is bang, ek is onseker, ek is moedeloos, maar ek weet God is daar. Dis die geloof wat ons eintlik nou moet nastreef. En dit is waarvan Dawid in hierdie psalm praat. Want sien, wanhoop kan jou dryf. En dit gebeur met ons almal. Jy verloor jou werk. Jy's bekommerd oor jou finansies. Jy's bekommerd oor jou huis. Die manier hoe jou kinders vreemd geword het. Ek het 'n oom gehad in Jan Kemp. Hy is al oorlede. Gelukkig, dank die Here. As ek nou hierdie sê, kan jy sê, dank die Here, my kinders is nie so nie. Hy het gesê, hulle het nie sleg groot geword nie, hulle het groot sleg geword.
Hy het hulle reg groot gemaak. Maar toe hulle groot is, hulle maak hulle eie keuses. En dan kan wanhoop jou maklik beetpak. Of die verlies van 'n eggenoot, of 'n geliefde. Ons is geleer in berading, die eerste is die ergste as jy eggenoot verloor. Die eerste verjaarsdag, die eerste Kersfees. Nou, toe lees ek in hierdie week 'n ding wat sê nee, die eerste is nie die ergste nie, die tweede is die ergste. En die derde voel vir jou, dis onmoontlik. Nou ons kom in hierdie omstandighede wat ons sê, daar is net nie 'n uitkoms nie. Maar die skrif sê vir ons, ware hoop groei uit wanhoop. Romeine 8 sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want iemand wat sien waarop hy hoop, hoop hy dan nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Dis hoop. Hoop beteken nie ek het die antwoord nie, hoop beteken daar's 'n uitkoms. Hoop beteken nie alles val net in plek nie. Hoop beteken ek weet daar's 'n antwoord. Kom ons gaan terug na die Psalm. Kyk wat skryf Dawid. Hy sê my trane is my spys dag en nag. Omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hy sê ek huil die hele dag. Ek huil die hele nag, want al my vriende kom na my toe en sê, maar waar is jou God? Hoekom help jou God jou nie? Hoekom ondersteun jou God jou nie? Dan kom die vyand en sê, hoekom bid jy nog? Hoekom doen jy die moeite om te bid? Hy sê ek huil die hele dag. Hy gaan verder. Hy sê die vloed in vers 8, die vloed roep na die vloed by die geruis van die waterstrome. Al die blare en die golwe het oor my heen gegaan. Hy sê alles word net erger en erger. Dan gaan hy verder vers 10 en hy sê ek wil spreek tot God my rots. Waarom het hy my vergeet? Here, hoekom weet jy nie meer van my nie? Het jy al so gevoel? Gevoel jy bid en voel of die Here nie meer hoor nie? Vers 11, met 'n doodsteek in my gebeente, smaat my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hulle verbrysel eintlik my liggaam. Hulle breek my af, en in plaas van moed inpraat, sê hulle, waar is jou God? Waar is die God wat jy aanbid? Jy sien, die moeilike deel is, en dis waarvan Dawid praat is, om die Here lief te hê as dit wanhoopig raak. Om die Here te loof as dit wild raak. So ons moet die belangrikste implikasie van hierdie paradoks miskyk nie. Dis moontlik om die Here lief te hê, al gaan dit ook hoe swaar. Jy sien, baie mense het die Here lief omdat hy goed is vir hulle. Ons dien nie die Here omdat hy ons gebed antwoord nie. Ons dien die Here omdat hy God is. Dink by Moses in die wildernis. Hy sukkel met hierdie klomp rondekop Jode. Hulle is wild. En hy kom op 'n plek, hy sê, Here, ek dink dis beter dat ek doodgaan. Vat my net. Ek wil niks met hierdie lot te doen hê nie. Hy praat altyd van die volk, maar toe dit so wild gaan, toe sê Here, jou volk. Jou mense. Dink aan Hanna. Hanna se gees is gebreek omdat sy nie kinders kon hê nie. In die Bybelse tyd was as jy nie kinders kon hê nie 'n direkte bewys dat die Here is kwaad vir jou. En dan sê die Bybel, almal het haar gespot. Sy's verneder. Inteendeel, weet jy in die Ou Testamentiese reg het dit gesê, as 'n vrou nie kan kinders hê nie, mag haar man haar los want sy's niks werd nie. En nou's Hanna 'n bidder. Hanna's iemand wat die Here liefhet. En dan sê die Bybel, sy gaan tempel toe, en sy het gehuil die hele tyd voor die Here. Sy het nie geëet nie, sy het gevas, sy het ellendig gevoel, want het werk nie. Elia het seker van die grootste oorwinnings wat die Bybel van praat. En dan met vrees van Jezebel sê hy, ek het genoeg gehad. Ek wonder of jy op al 'n plek gekom het, waar jy al gesê het, ek het genoeg gehad. Ek is nou moeg. Ek spot baie keer. En ek sê dit net ligtelik. Die Here het my in standaard 9 geroep. So alles wat ek geswat het, was in lyn. Ek het universiteit toe, teologie geswat. En ek ken net die bediening. Dan het ek al vir die Here gesê, Here, ek het genoeg gehad. Maar waar sal ek gaan? Ek kan niks anders doen nie.
Ek het nie 'n beroep om op terug te val, soos ander ouens. Ek kan maar net dit doen. Warren Wiersbe het 'n baie mooi boekie geskryf, Walking with the Giants. En in hierdie boek praat hy oor godsmanne, geloofshelde. En dan sê hy sê, toe hy die inleiding skryf, het hy besef, almal het deur 'n tyd van wanhoop gegaan in hulle lewens. Niemand is dit gespaar nie. Charles Spurgeon, een van die grootste predikers wat die tyd seker nog ooit geleer het, of gehad het aan ernstige depressie gelei. Hy het vreeslike angsaanvalle gehad, hy het geweldige finansiële probleme gehad, hy het sielkundige kwessies gehad, dat hy soms dae lank nie kon opstaan nie. Dan as hy opstaan het hy gesê, ek ly, sodat ek kan verstaan hoe voel mense wat ly. Hy sê, dan kan ek vir hulle preek. Toe ek dit lees, toe sê ek, Here, ek het nie dit nodig om. Ek sal nice vir hulle preek, ek hoef nie te voel wat hulle voel nie. Jy weet, hierdie Psalm sê vir ons, hoop is 'n sekerheid dat God teenwoordig is. Hoop is 'n sekerheid dat al gaan dit hoe swaar, is die Here nog steeds daar. Want as jy hierdie 2 psalms lees, dan sal jy sien, elke keer kom hy terug na die Here toe. Elke keer sê hy, Here, maar U is my antwoord. Al het ek probleme, al is daar moeilikheid, onthou, die Here is altyd daar. En wat jy moet onthou, toekomstige hoop, bou jy altyd op vorige getrouheid. Moenie vergeet nie. Ek weet in berading sê ons vir ons, jy moet jou verlede deur toemaak, dat jy kan aangaan, maar weet jy, daar is seker goed wat jy moet onthou. Hoop is gebou op waar jy vandaan kom. Hoop is om bietjie terug te kyk. Kyk wat sê hy in vers 5. Hy sê, hieraan wil ek dink, en my siel uitstort in my. Hier is my so mooi. Hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof. Hy sê, ek wil onthou, hoe het ek die volk na die tempel toe gevat, en hy het lofliedere gesing, en hy het die Here groot gemaak. Jong, ek dink dit was wild in Jerusalem toe Dawid koning was. Want hy kon worship. Hy sê, ek onthou, terwyl ek nou hier sit, onthou ek hoe ek die skare gelei het, om die Here te aanbid. Ek onthou. Hy sê in vers 6, o my God, my siel is in my neergeslaan. Ek is plat van, dan sê hy, daarom sal ek onthou van die land van die Jordaan en van die hoogtes van Hermon, van die heuwels Misra. Hy sê, ek sal onthou, al is ek plat van, ek sal onthou hoe dit was, toe ons in die oorwinning was. Hy het teruggekyk na aanbidding, hy het teruggekyk na vreugde, hy het teruggekyk na teenwoordigheid. As jy platgeslaan is en moedeloos is vanmôre, onthou wat die Here al vir jou gedoen het. Onthou die pad wat die Here jou langs gebring het. Onthou die oorwinning van die almagtige God. Ons fokus net op die toekoms. En as jy moedeloos is, raak dit soms donker. As jy platgeslaan is, dan is daar nie 'n toekoms nie. Dan sê ek wil opgee. Maar as jy onthou wat God al gedoen het, dan kan jy sing. Daarom, toe hy geskryf het, waarom is jy neergewerp o my siel, voel hy neergedruk. Maar dan moet jy kies. Want hy sê, waarom is jy neergewerp, maar hoop op God. Jy kan kies vanmôre waarop jy fokus. Jy kan kies of jy fokus op die moedelose, of kies op die hoop op God. Ek maak nie asof dit net eenvoudig is nie. Ek sê, ons almal gaan daardeur. Maar jy moet weet waarom jou krag te kry. Onthou, toe Dawid by Siklag, onthou, arme Dawid. Hy was man van God, en hy word vandag nog erken as die grootste koning wat Israel nog ooit gehad het. Maar as jy hoor, dan vlug Dawid vir sy lewe. En dit klink ook nie lekker nice nie. Maar voor hy was klaar gesalf as koning, toe vlug hy vir Saul, en hy kom by Siklag, en sy weermag het bestaan uit 'n lot misfits. Kriminele, wat almal weggeloop het uit weermag. Dit was sy weermag. Wat 'n weermag. Almal wat niemand wil hê nie. Dit moet wild gaan. En toe het hulle een oorwinning, maar toe hulle by die huis kom, toe die vyand gekom en al die vrouens en al die kinders geroof en hulle kamp vernietig,
En die Amalekiete het groot skade gedoen. En wat doen hierdie lot misfits? Hulle sê, Dawid, dis jou skuld, ons gaan jou doodmaak. Dis jou skuld. Ons het gewen, maar is jou skuld. En dan, waar ek eintlik wil uitkom, 1 Samuel 30, vers 6 sê, en toe Dawid hom versterk in die Here. En Dawid het net na die Here toe gaan en sê, Here, hierdie lot. Maar Here, U is my krag. As jy moedeloos is, versterk jou in die Here. Huil voor die Here. Skree voor die Here as dit moet. Die bure kan maar hoor, is taf vir hulle. Gaan wild. Maar sorg dat jy jou versterk in die Here. As die vyand teen jou opstaan, versterk jou in die Here. Hierdie Psalm 42 sê, die krag van lof is daar wanneer jy lus is om te huil. Wanneer jy net lus is om te huil, dan moet die krag van lof in jou binneste kom. Hy spandeer dekades om Israel op te bou as een van die magtigste lande in die Midde-Ooste. Hy, weet jy, toe Dawid dood is, was daar geen vyand meer om te oorwin vir arme Salomo nie. Maar Salomo sou nie kon nie. Hy was bietjie fynkies. Hy het nie van oorlog gehou nie. So Dawid het alles uitgesort. En toe al hierdie goed uitgesort is, wie staan teen hom op? Sy seun. Sy seun vat sy koningskap. Sy seun dryf hom uit. Sy seun kry 'n hoëpriester om hom te salf as koning. Dan het jy nog rede om te huil. Dan het jy 'n rede om regtig kwaad te word. Maar dan sê hy in Psalm 42 vers 6, hoop op God, want ek sal hom nog loof. Hoop op die Here, want ek sal nie op. Psalm 43 vers 4, dat ek kan ingaan na die altaar van God, nie na die God van my jubelende blydskap, ek kan nie loof met die siter. Ten spyte van sy trane sê hy, maar ek kan nie loof. Psalm 42 vers 9 sê, in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Onthou wat het hy net nou gesê, hy sê dag en nag heilig voor die Here. Nou sê hy, ek wil sing tot eer van die Here. Dit lyk half moeilik om te verstaan, maar die fokus het geskuif. Daarom, in hierdie oomblik van absolute wanhoop, het Dawid 'n lied. Het hy 'n lied wat hy voor die Here wil sing. Donald Wilson maak dit eenvoudig. Hy sê, wanneer jy die heiligdom binne gaan, omring deur aanbidding en musiek, en jy jouself toelaat om daarom ingetrek te word, begin alles te verander. As jy jou toelaat om in die teenwoordigheid van God in te gaan, verander jou binneste. Dan verander, nou wil jy nie meer iemand omry nie. Nou wil jy net die Here loof. Ek het in die begin van Korag gepraat. God kan rebellie verander in aanbidding. God kan opstand verander in aanbidding. En lees maar bietjie, hoeveel psalms skryf Dawid? Dan sê hy 'n onderwysing van die kinders van Korag, maar dan sê hy vir die musiekleier, vir die worship leader. So maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak wat alles gebeur nie. Jy sê, Here, dankie, U is God. Al is jy wanhoop, so as jou geloof opraak, as jou glo klaar is, en jy sê, Here, nou het ek niks meer glo in my nie. Ek wil U net vanmôre loof. Amen. Leer hulle klein en leer hulle reg. Here, ek sal net nie ophou om U te loof nie. Al voel ek wil weghardloop, ek sal nie ophou om U te loof nie. En as jy baie sukkel, dan ry jy môre na die kwekery toe, en jy gaan koop vir jou 'n plantjie van hoop. En jy sit hom neer waar jy hom kan sien elke dag van jou lewe. Nou as jy nou daar instap môre, dan kyk jy nou vir daai een, dan sê jy nou mooi, ek soek
'n Portulacaria afra asseblief, wat ek net wil hê vir my lewe. 'n Teken van hoop, want God is koning. Kom ons bid. Dankie Here. Dankie Here. Here, vanmôre bid ek vir elkeen. Want Here, as jy nie op die oomblik op 'n plek van moedeloosheid is nie, dan weet ons dit kom. Maar dankie Here dat ons môre weet, dis nie die storie nie. Daar is hoop, want ons God is koning. Ons het gesing, Here, because he lives, I can face tomorrow. Al lyk dit hoe Dawid het alles verloor in 'n oogwink. Hy moes binne 'n dag uit Jerusalem uitvlug met net wat hy kon saamvat en seker die naaste aan hom sy seun veroorsaak dit. Maar ten spyte daarvan sê hy, nogtans kan ek hoop. En ek bid Here, dat elkeen vanmôre terwyl ons aan die tafel sit en die tafel is 'n teken van hoop, sal sê, my God is koning. Salf ons Here, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat die wat my behulpsaam sal wees by die nagmaal net na vore sal kom asseblief. Wanneer ons aan die tafel van die Here sit. Ek het vanmôre gepraat oor 'n teken van hoop. Die tafel van die Here is 'n teken van hoop. Dis 'n teken, God is in beheer. Want alles wat op Golgotha gebeur het, was binne God se plan. Was nie die duiwel se plan nie. Jesus moes sterf, dat ons kan lewe. En hy was bereid om die prys te betaal. So daarom is die kruis 'n teken van hoop. Dit is altyd vir ons 'n teken van hoop. Maar toe hy die brood vat, en hy breek die brood, toe sê hy, dis my liggaam wat vir jou gebreek word. Dis vir jou hoop. Jesus was bereid vir jou te sterf. Omdat hy jou lief het. Net soos jy is. Ons dink baie keer, vanmôre het Mariska dit gesê, dink baie keer ons moet eers verander of beter word of volmaak word, dan sal die Here ons lief hê. Nee. Toe hy aan die kruis sterf, toe sê hy, ek sterf omdat ek jou lief het. Net so het hy die beker gevat. Gesê dit is die bloed van die Nuwe Testament. Ek hou van die woorde. Nuwe verbond. Ek is nie gebind aan die verbond met Abraham nie. Ek is gebind aan die verbond wat Jesus gesluit het. Dit is die bloedverbond. 'n Verbond wat sê ek is kind van die Allerhoogste God. So hy vat die brood en hy gee dit vir sy disippels en hy sê, dit is my liggaam vir jou. Ongeag wie jy is, ongeag hoe jy lyk, my liggaam net vir jou. Dat jy kan lewe, dat jy kan vry wees, dat jy in oorwinning kan wees. Dankie Here vir die prys. Dankie vir die prys wat U betaal het. Die bloed van Jesus Christus reinig. Die bloed van Jesus Christus was skoon. Die bloed van Jesus Christus maak heel, maak nuut. Hy is God. Dankie Here. Dankie. Dankie Jesus. Dankie Here. Toe jy daar in die tuin kniel en die bid, as dit U wil is, vat hierdie beker weg. Maar nogtans nie U wil nie. Here, daar het U aan Golgotha die beker gedrink, die laaste druppel. Sodat die volmaakte offerprys
betaal is. En ek bid Here dat elkeen wat vanmôre saam met ons sit sal weet, die Here is my verlossing. Al lyk dit toe donker, daar's hoop omdat hy lewe. Hy is God en ek bid Here salf elkeen wat vanmôre aan hierdie tafel sit. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ek wil u vanmôre uitnooi, al is jy nie 'n lid van die AGS nie, weet jy, dit staan nêrens in die Bybel nie. 1 Korintiërs sê is die tafel van die Here. As jy bely dat Jesus Christus jou verlosser, sit asseblief saam met ons aan hierdie tafel en vier fees oor die oorwinning wat die Here vir ons gegee het. Baie dankie. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. Sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry. Creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Is daar miskien iemand wat ons per ongeluk oorgeslaan het? Dan wil jy ons net baie graag bedien. Kom ons gaan net saam bid. Dankie Here dat ons weer 'n geleentheid gehad het. Ons so te kon sit aan die tafel. Wat 'n voorreg. Dankie Here dat ons weet, U is God. Ongeag wat buite gebeur, omdat U leef, het ek 'n môre. Salf elkeen Here, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kom ons sing Because He Lives. Kom ons staan, dan sing ons wat ervoor. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He owns the future. And life is worth the living just because He lives. Kom ons sing dit nog een keer saam. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Loof die Here, loof die Here. Here, ons kan sing want ons weet ons God is koning. En ek bid Here waar ons uit mekaar gaan guns en seën oor elkeen. Salf elkeen, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Sal jy net gou 'n oomblik die sitplekke neem vir 'n paar afkondigings. Vanaand is 'n baie, hoeveel keer kan ons baie sê, baie belangrike diens. Dis pastoor Franco se intreepreek en is ook sy bevestiging. En daarna het ons 'n verwelkomingsfunksie om vir hom te sê, baie welkom by die amazingste gemeente wat daar is. Natuurlik met sy vrou en dogtertjie ook. So ons is regtig bevoorreg om hulle vanaand saam met ons te hê. Dan, dis vakansietyd, so daar's nie manne nie tot as die skole nou eers weer begin. Dit klink vreeslik as ek dit sê, dis eers in July weer. Maar so die manne is nou toe, maar daar is midweekdiens, daar is jong volwassenes, pastoor Franco is in beheer daar, en dan daar's tieners, hulle skryf eksamen, geen tiener wat ek ken leer op 'n Vrydag aand nie, dis nonsens. Hulle leer nie 'n Saterdag of Sondag nie. Hoe gaan hulle? Maar in elk geval. So okay, nee, maar bring hulle en dis nogal belangrik. Net 'n paar datums. Onthou Saterdag gaan die hardkloppers piknik. Hulle gaan groot piknik. Nou dit is daar by
die Smits Museum, onthou, daar word net gasbraaiers toegelaat. As jy dalk nou per dalks wil braai. Ek kan nie verstaan hoe maak jy piknik as jy nie braai nie. Maar okay, maar jy dalk nou 'n mandjie met selderystokkies of ek weet nou nie, maar maar jy kan registreer om te sê jy gaan, maar jy betaal jou toegang daar. Moet asseblief nie die geld 'n kantoor toe stuur nie. Ek gaan net sê prys die Here en ek gaan dit bank. Dit gaan glad nie by die Smits Museum uitkom nie. Maar almal is welkom om saam te gaan. Dis eintlik baie mooi daar. So dit is nou Saterdag. Ek bid en ek vertrou dat dit miskien bietjie kouer kan wees, dat 'n ou nou net lekkerder kan kyk. Ek wil net vir pastoor Adels 'n bietjie hartklopings gee. Ek dink dis omtrent die hele storie nou. Maar dan moet ek ook net noem, jy weet baie mense is vreemde goed. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Mense. Na ons karnaval het baie mense vir my gesê, pastoor, hier was die minste mense en ons het baie minder verkoop en al hierdie goeders. Nou daar was nou so min mense. Laat ons die meeste wins gemaak het nog ooit van al 10 karnavalle. So ons het R140,000 wins gemaak. Nou die doel is nooit om baie geld te maak nie. Die doel is ek wil hê mense moet hier kom op die terrein en sien ons apostolies is eintlik nie so bad nie. En ons na elke karnaval kry ons nuwe lidmate wat sê, julle lyk nie so vrot nie. Nou die sleg is nou die pastoor 'n pers hempie opgehad waar staan pastoor Lukas. Ek gaan daai hempie verander, ek gaan op die rug skryf, dit was nie my keuse nie. Maar so dit is die hoofdoel. Dis hoekom almal kom by ons en sê, julle pryse is baie laer as enige ander bazaar, maar dis nie die doel nie. Ons doel is ons wil en as gemeente saamkuier. Weet jy leer mekaar ken as jy saamwerk. As jy saam hande vat en saamkuier. So, ons dank die Here en ons is regtig dankbaar teenoor die Here vir sy guns. Ek wil nou net vir jou sê, as jy dit nog nie agtergekom het nie, daar is guns van die Here op Lofdal Gesina. Die Here is vir die gemeente regtig baie goed. En ons loof en prys hom daarvoor. Here, baie dankie vir die guns. Ons kan nie anders as om net te sê dankie nie. Want Here, dis genade hoe U ons seën, U het ons karnaval geseën en die goedheid beleef. Ons ek bid, Here, seën elkeen in hulle lewens ook so, dat hulle sal sê, maar die Here is waarlik goed. Word verheerlik en bring ons weer vanaand hier by mekaar. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Mag die Here U seën en met U gaan. Leg jou hande na bo, sing halleluja, Here aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige